Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Ons woord is vanoggend uit 2 Kronieke 20 vers 18 tot 22. En ek wil jou tog aanmoedig om hierdie hele 2 Kronieke te gaan lees, want hier gaan ek net vir jou so 3 verse gee. Maar as jy die hele Kronieke lees, dan sal jy sien wat soveel antwoorde bring in elke dag van ons lewens. Nou toe Josafat om met die aangesig na die aarde toe buig en die hele Juda en die inwoners van Jerusalem het voor die aangesig van die Here neergeval om die Here te aanbid. En as jy die skrif voor dit lees, die verse voor dit, gaan jy agterkom dat hierdie kinders van Ammon en Moab en die mense van die gebergte van Seir teen Juda gekom het om hulle te verslaan. En hulle het nie 'n kans gehad teen hierdie groot meerderheid gedigte vyande nie. En in vers 21 sê dit toe, nadat Josafat gebid het, gekniel het, sy aangesig na die aarde toe, het hy met die volk beraadslaag, en tot eer van die Here het hy sangers opgestel. Hy het nie 'n weermag bymekaar gemaak nie, maar sangers. In 'n heilige sieraad moes hulle lof sing, en by die uittrek op die voorpunt van die gewapendes moes hulle gesê het, loof die Here, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Kan jy jou indink hier wat Josafat vir hulle sê? Vandag gaan ons nie wapens opneem nie, maar vandag gaan ons sing. En op die oomblik, toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het die Here 'n hinderlaag opgestel teen die wat hulle wou aanval, teen Ammon, teen Moab en die mense van die gebergte van Seir wat teen Juda gekom het, sodat hulle verslaan is. En ek kan nie anders as om aan daardie koortjie te dink, when the praises go up, the blessings come down. As ons maar tog soveel tyd daarin spandeer, om die Here groot te maak, om hom te loof, te prys, te aanbid, as die tyd waaraan ons spandeer, om bekommerd te wees, of negatief te wees, dan sal ons meer aanslae van die vyand oorwin, as wat ons ooit sal kan tel. Soveel wat met ons gebeur, daagliks, is geleenthede, om die Here te loof en te prys. Die kinders van Ammon en Moab het teen Juda gekom, en as hierdie nie gebeur het nie, sou hulle nie besef het hoeveel krag daar in lofprysing is nie. Sou Josafat nooit geweet het hoeveel krag in gebed is nie. Dat hy weg moes kyk van die meerderheid, en dat hy eerder moes kyk na hom wat hom bystaan, en wat vir hulle die oorwinning gee. Kan dit wees dat dit werklik makliker is om ons probleme weg te sing, die Here te loof en te prys, as wat ons bekommerd is? En ja, ons is mens, maar ons aanbid 'n God wat nie soos 'n mens handel nie. Hoe meer tyd ons vandag net daaraan spandeer, om te sê, Here, ek loof U en ek prys U, want aan U goedertierenheid is daar geen einde nie. Hoe meer sal ons sien, dat daar geen einde sal kom aan elke oorwinning wat die Here vir ons gee nie. Here Jesus, baie dankie dat ons U kan loof en U kan prys vanoggend vir U bloed, vir die krag wat daar in U bloed is. Here, heilig ons tonge. Here, dat ons U ere sal loof en prys. Here, as wat ons bekommernisse uitspreek of negativiteit uitspreek. Here Jesus, baie dankie dat ons U kan loof en U kan prys vanoggend vir U liggaam wat vir ons gebreek is, sodat ons kan heel word. Here, dankie dat ons hierdie gedagte saam met ons kan vat.
Hoe meer ons U loof en prys, hoe minder is daar tyd vir ons, vir negativiteit en bekommernis. Amen.